Goeiemôre, ek hoop dit gaan vanmôre met jou goed. Galasiërs 6 vanaf vers 4 sê nogal 'n baie waar ding. Hy sê, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond verroem hê, alleen wat homself betref, en nie wat 'n ander betref nie, want elkeen sal sy eie pak dra. Die Bybel is op hierdie plek baie ernstig, dat ek en jy verantwoordelik gaan doen vir ons eie dade. Nou, waarvan praat hy? Dit praat daarvan dat wanneer ek en jy iets reg doen, gaan ons die loon daarvoor kry. Maar so ook wanneer ons iets verkeerd doen, wanneer ons sonde doen, gaan ons ook ons eie pakkie daarvoor moet dra. Jy kan ongelukkig nie, maak nie saak hoe lief jy vir jou kinders is, hulle straf eendag vir hulle dra nie. Ek en jy kan terwyl ons lewe vir ons kinders, ons kleinkinders en ons families bid. Ons kan bid dat die Here hulle siele moet red en dat hulle tot bekering sal kom. Maar die dag wanneer ek en jy sterf, gaan die werke wat ons gedoen het op proef gestel word. Jou eie werke. En sal jy nie op iemand anders se goedheid kan staatmaak of op iemand anders se guns kan staatmaak nie. Hy sê dit so mooi, hy sê, want elkeen sal sy eie pak dra. Nou, ek onthou so 'n paar jaar terug was daar 'n groot hofsaak op die televisie van 'n man wat iets vreesliks en iets dergeliks gedoen het. En daarom het hy versagting gesoek en het die hele tyd vir die regter gevra om hom versagting te gee want hy was gedwing om die daad te doen. Hy was half verplig en hy kon nie nee sê nie en hy kon nie versagting kry nie, want elke persoon sal sy eie straf moet kry, sal sy eie pakkie moet dra. En daarom kan jy nie eendag voor die regstoel van Jesus gaan staan en dan sê, Here, vergewe my nou, want ek het dit maar net gedoen om daardie een se guns te kry of om in die moeilikheid te kom nie. Nee, jou sonde gaan jy self die prys voor moet betaal. Jou eie straf gaan jy moet dra, want elkeen sal sy eie pakkie moet dra. Ek onthou, toe ons kinders was en ons in die huis was en ons in die moeilikheid gekom het, dan het ons vinnig na ons ouers toe gehardloop en gevra dat hulle ons moet help. En dan het jou ouers ingetree. Hulle het vir jou die pak gevat. Hulle het jou probeer red. Ons doen dit nou nog. Wanneer ons kinders in die moeilikheid is, dan tree ons vir hulle in en dan help ons hulle om uit die moeilikheid te kom en want ons is goeie ouers. Maar dit werk nie so by die evangelie nie. Dit werk nie so op die dag van oordeel nie. Hy sê laat elkeen sy eie werk op die proef stel. En dan sal hy grond hê vir roem, alleen wat homself betref. Want elkeen sal sy eie pakkie dra. Dit wat jy op aarde doen, dit wat jy nie doen nie, dit wat jy reg doen, dit wat jy verkeerd doen, die guns en die seën wat jy spreek, maar ook die sondes wat jy doen, die loon daarvan is jou eie verantwoordelikheid. Elkeen gaan sy eie pakkie dra. Op daardie dag kan jy nie rondkyk en sê, "Sjoe, wil iemand my nie gou help nie? Wil iemand nie by my staan nie? Wil iemand my nie net help om hierdie pak te dra nie?" Nee, dan is dit te laat. Miskien is dit vanmôre iets om aan te dink, dat jy kan nie daardie dag die skuld op iemand anders te laai nie, of sal sê, "Sjoe, ek was nie alleen daar nie, hierdie een of daardie een was saam nie." Nee, jy gaan verantwoording doen vir jou eie pakkie. Here, dis dalk iets om aan te dink vanmôre, dat ons kan nie blame shifting doen wanneer ons by Jesus kom nie. Here, U gee ons nou die geleentheid en die kans om ons lewens reg te kry en uit te sorteer. En ons kan nie sê ons was gedwing of die groepsdruk het ons daartoe gelei nie. Here, want die woord is duidelik vanmôre. Elkeen sal sy eie pak dra. Here, help my, help vir ons om so te lewe dat ons eendag die verantwoordelikheid van ons dade sal kan hanteer. Amen.